Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 26 of the Afrikaans reading of the Quran, Die Heilige Quran. Alhamdulillah, die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. To obtain additional copies, please contact the IDM 031 304 6883, IPCI 031 306 0026, MJC, the Muslim Judicial Council in Cape Town, 021 6844 606, or Muhammad's Hardware. This is where I've got my copy. I got my copy from Muhammad's Hardware via my friend Jones, Yunus Musa from Musa's Insurance Brokers. This is in Shwani 012 374 6102. If you want a totally free copy of this wonderful edition of beautifully printed Die Heilige Quran with nice lamination on the front cover and a beautiful design, please contact any of these parties and let's try and get a better understanding of the Quran and a better understanding of each other as human beings, so that we can understand one another and live together in peace and harmony as Suid-Afrikaners van die een land, die beautiful land, prachtige land van Suid-Afrika. Right, let's continue. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Part 26, chapter number 2, Surah hoofstuk 2, die Kwie. Surah 2, Surah Al-Baqarah. O julle wat glo, moenie sê Ra'ina nie. Moenie sê Ra'ina nie of Ra'ina nie. Nommer 11 footnote, laat ons lees. Luister na ons, maar as die klanke verdraai word tot Ra'ina, dan beteken dit 'n dwaas. Jy sien hoe twist hulle die tongues. Dit is Ra'ina, maar as hulle sê Ra'ina, dan die hele meaning, dit is different, right? Dit is verskil. O, julle wat glo, moenie sê Ra'ina nie, maar sê eerder unzirna, of unzirna. Nommer 12, kyk na ons of let op. En luister. Vir die ongelowiges is daar 'n smaatlike straf. Die ongelowiges onder die mense van die boek, net soos die dienaars van afgode, verlang dat u Heer geen guns aan u sal bewys nie. Maar Allah kies vir sy barmhartigheid wie hy wil, vir sy barmhartigheid wie hy wil. En Allah is 'n Heer van groot gunste, groot gunste. Watter boodskap ons ook al ophef of laat vergeet, altyd bring ons iets beter of iets soortgelyk. Weet u dan nie dat Allah mag het oor alle dinge nie? Weet u dan nie dat die koninkryk van die hemel en van die aarde aan Allah behoort nie? En dat julle behalwe Allah geen beskermer of helper het nie? Weet dit julle nie? Julle sou liewer die boodskapper wou ondervra, soos Moses voorheen ondervra is. Maar vir geloof vir ongeloof verhuil, het waarlik die weg na die waarheid kwyt geraak. Baie van die mense van die boek wens dat julle, nou dat die waarheid tot julle geskom het, weer sal terug in die afgodediens, right? To lose your faith. Die is 'n jaloesie, omdat die waarheid vir hulle duidelik geword het. Maar vergeef
en wees wergewensgesind totdat Allah sy bevel voltrek het. Vergeef en wees vergewensgesind. Voorwaar die mag van Allah oortref alles op daardie groot dag. En onderhou die gebed en betaal die zakat. Wat is die zakat? Dit is die offergawes aan behoeftiges. En onderhou die gebed en betaal die zakat. En watter goeie dade julle ook vir julself vooruitstuur, julle sal dit by Allah vind. Voorwaar Allah sien wat julle doen. Allah ken alles. En die goeie dade dat u doen, het jy vooruitstuur. En die goeie dade wag vir jou. Hulle wag vir jou in die volgende leef. En hulle sê, niemand, behalwe die Jode of die Christene, sal die hemel binnengaan nie. Dit is edele wense. Sê, toon jul bewyse indien julle die waarheid lief het? Nee, wie homself ten volle aan Allah onderwerp en goed doen, moet twee dinge, onderwerp en goed doen, sal sy beloning by sy Heer vind. Hy sal dit vind. En hulle sal geen vrees ken of treur nie. Alhamdulillah. En ons einde met bly geestelik sterk. En hierdie is 27. Join me in the next episode, which is part number 27, and we're continuing with Surah Al-Baqarah, which is the second chapter of the Holy Quran, decree. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.